morning. Nou ja, as die jeugdige hier wil ek net sê dis 'n voorreg om die week so op jeugdag saam met julle te kan begin. Die jeugdige sê die een wat die naweek verjaar het. Lekker man. Wat Was dit het vir jou 'n ons heerlike vir jou jong verjaarsdag gewees? Happy birthday to you. Hey, happy birthday to you. Happy birthday dear Elsa. Happy birthday to you. Het jy lekker dag gehad Saterdag? Ja, my 21ste was wonderlik geweest. Baie goed vir 21. Baie dankie. Baie dankie. Nee, dit was baie spesiaal geweest geluk. en ek het geskimp vir 'n peppermint crisp taart by my ma en sy het toe nou verras met een, so op die nippertjie. So en dankie vir al julle boodskappe en oproepe en al die kykers se boodskappe ook. Ek waardeer dit opreg en so baie en hierdie is baie Sy spesiaal. het geskimp vir 'n koek Sy het en sy het geskimp vir 'n dit- verjaarsdag Dankie koek julle. gekry. Sal ons dit nou aansteek? Ons gaan Ja, definitief. ons gaan, Ja, beslis. Baie dankie. Ons baie lief vir jou Elsa, ons hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. ja man. O jonge. Nou, julle kan sien dat Thys nie hier is nie. Hy hou natuurlik nog lekker vakansie in Vietnam. Al te heerlik. Nou, Pieter, gister was Vadersdag. Is jy daar in bederf? Ek is heerlik bederf, baie dankie. Ek het nou nie breakfast in bed gekry. Ek dink my tieners is nou al oor daai en maar dit was net so 'n klop op die skouer. Hey, happy Father's Day, pa. Gelukkige Vadersdag, maar dit was baie lekker. En ek dink is baie lekker om tyd op te kan spandeer saam met jou mense op so 'n spesiale dag. Al was ons 'n bietjie bedrywig, ek het mos nou uiteindelik weer my eie nessie kon skrob na al die baie Amerikaanse wedervarings. So gisteraand was ek as 'n amptelike Vadersdag pappa onder my eie dak. In julle nuwe huis, so asseblief julle hou op vir Pieter vra of hy terug gaan Amerika Ja. toe. Hy gaan nie, hy's nou hier. My paspoort is toegesluit. Is toegesluit. Waar is ons nou, chom? Ons is hier, hier. Chom. Ons sorg daarom vir lekker bederf ook op hierdie heerlike maandagooggend. Arnold bring vir ons jou naweek se sporthoogtepunte. Ons bespreek hoe om suksesvolle kinders groot te maak met Dominee Skalk Strauss oor die boek Ewige Beginsels. Ons verken die wêreld van tegnologie met The Robotics League en sanger Lisa Nel gesels oor haar nuwe enkelsnit Moes, maar ek moenie. Ek voel so oor die afgelope Blou-Bulle wedstryd. Moes Ai. gekyk, ek het gekyk, maar dalk moes ek nie, maar okay. Innige simpatie. Later daaroor saam met Annie. Nou ja, syne dat ons gister Vadersdag gevier het ek baie interessante en 'n gepaste storie om nou vanmôre met julle te deel. Honderde paas het verlede week Woensdag saam met hulle kinders in Londen en Edinburgh betoog vir langer en beter betaalde vaderskapsverlof. Die sogenaamde paasstaking is die eerste van sy soort in die wêreld met babas in drasakke en plakate soos 2 weke is nie genoeg nie, het die groep gevra vir minstens 6 weke verlof teen 'n volle salaris. Iets wat volgens hulle gesinslewe, geslagsgelykheid en kinderontwikkeling sal bevorder. Nou ja, George Gabriel van die groep Dad Shift sê, ons vra nie tyd af nie, ons vra tyd aan om by ons gesinne te wees en verskeie paas en ma's vertel hoe nadelig die huidige stelsel is en hoe dit hulle gesinne onder druk plaas. Die VK het tans van die swakste vaderskapsverlof in Europa. Nou ja, dis vir my baie interessant. Ek dink dit is eintlik regtig 'n wonderlike idee dat paas langer paternity leave kry because it's about bonding with the child. It's not just the mother that's involved in raising that child, it's the dad as well. En dan is jou kind gebore en dan 10 dae later moet jy weer by die werk wees and things just go on as normal when you've had this huge life-changing experience with a new little human that needs you as much as they need the mother. Maar ek dink ook die ondersteuning, nee, Ja. wat so iets kan bied. Baie, veral vir die mammas. En is vir my lekker, dit beteken paas wil ook maar net meer betrokke wees. Ja. Veral by daai eerste paar weke by die huis. Dis almal so lekker. Ek onthou vir my ook met elke bondeltjie vreugde, jy weet. Maar ja, en die ma's kry swaar want ek meen julle dis hard en sielkundig dink ek is dit ook. Mense dink dadelik het 'n baba en ma is happy, maar daar's ook maar die blues en dit en dat. 100%. And those first couple of weeks, I definitely can speak out of experience where you just like in the house with the baby, feeding, burping, rocking to sleep, feeding, burping, rocking to sleep. And it can really play with your mind, especially if you've got the postpartum depression or baby blues or anything like that. So I'm fully in support of dads getting more. Go dads, go dads. Yes, go dads. Nou maar luister, so gepraat van kinders, het julle al ooit daai omsendbrief by die skool gekry wat vra dat julle die kinders se hare deeglik moet nagaan want daar is luise? Verskeie kere al, verskeie kere. Ek kan sê nee nog nie.
Ek sê nog nie, want dit gaan seker op 'n stadium kom. Ek dink dit is aan die orde van die dag, maar 'n ma het na 'n besoek aan Disney World besef dat personeel by die Bibbidi Bobbidi butiek haar dogtertjie se kop vir luise ondersoek het tydens 'n sogenaamde princess makeover. Nou in 'n TikTok video wat sy gedeel het, kam 'n werknemer geklee as 'n skone vee haar kind se hare sorgvuldig en die ma het eers heelwat later besef dat dit vir luiskontrole was. Sy sê ook hulle maak selfs luiskontrole magies. Kyk net gou hier. I'm gonna step in real quick to get her hair ready for the castle. Okay. And then I'll step out so you can get changed, okay? Let's see. Oh, you have Rapunzel hair. Do you think to your hair like Rapunzel? How it grows along. Let's see, with Rapunzel hair like this, maybe we should do a bibbidi bobbidi beard. Should we do that? No, that's not a princess hairstyle. We could. Elsa freeze your hair all the way up to the top, like you're on a crazy ride. Should we do that? You gonna give Royal hair up to the top? No. What are you doing to me? Not that one either. So are you having lots of fun at Disney World? Yeah. You done any? Ek meen daai dogtertjie is salig onbewus van Ja. wat aan die gang is, maar die video het duisende reaksies op sosiale media ontlok met kommentaar soos beter dat hulle kyk as wat jy 'n nare verrassing kry en 'n slim en subtiele manier om dit te hanteer. Hoewel Disney nie amptelik bevestig het dat dit deel van die proses is nie, vermoed baie dat dit 'n diskrete en kindervriendelike veiligheidsmaatreël is. Wat dink julle daarvan? I think it's great because if you look at a place like Disneyland, there are so many kids there. Yep. En hulle vat aan mekaar en hulle speel met Yep. mekaar en daai lyse is regtig soos wat ek al gehoor het, dit is erg and there's just lots of processes you got to go through to get rid of them. So in any case to start the process with okay, if you've got lice, this is what you're going to do. You're not going to come into Disneyland possibly, maar dit gaan die versprei daarvan net heeltemal verminder. Sorry sussie, jy kan ongelukkig nie 'n prinsesie wees nie, maar ons kan jou 'n heks maak of 'n dragon. Kyk Pieter, die vraag is sou jy nou kon agterkom dat dit is wat besig is om te gebeur? Nee, glad nie. Ek dink dit is regtig baie subtiel gedoen. Ja. Jy weet, ek het al menig male het ons gesukkel met luise wat maar obviously versprei in die skole. Ja. En dis 'n traumatiese ding want dan probeer jy hierdie in die hare sit of jy was die kind se hare met tomaties of ek weet nie wat nie. En as jy daai fyn kammetjie ding moet uithaal en goed. Dis ure se werk goed. Ag nee, dis baie traumaties. Hierdie is vir my baie oulik en ek sal 'n sterretjie gee vir die Disney Ek span. ook, want dit is ook moeilik vir hulle as hulle nou luise het, want dan voel hulle verantwoordelik daarvoor en hulle voel asof hulle nou 'n bietjie geostracized word omdat hulle nou luise in hulle hare het. En 'n It's laaste great. gedagte is, ek meen, hoe gaan hulle as daai luise versprei in Disneyland of Disney World dan gaan Exactly. besigheid moet toemaak. Ja. Maar nee. Julle lyk almal vir my baie mooi. Is jy siek? Luister, ek het sommer al my hare gaan afskeer. My hare is so gespuit, nee. Ek wil net sê die girls gaan nou elkeen op 'n toontrap aan hierdie kant. Dankie Pieter, dit is altyd pret hier met jou langs Maar het ek jou ons. myne al gewys hoe? Waar sy kom. Onthou, julle kan vir ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning en al ons gesprekke is ook op ons YouTube kanaal. Bly ingeskakel want ons gesels net hierna verder op Goeiemôre Good Morning op hierdie heerlike jeugdag. Happy Bly net waar jy is. birthday dear Els.